Liewe gemeente, wat 'n ongelooflike storie. Ek sit en dink, toe ons kinders was, het ons nie goed net geglo. Jy het nie getwyfel nie. Jy het nie goed betwyfel nie. Wie van julle wat hier sit, het 'n ark ingekleer waar die kameelperd se kop in die middel van die dak deurkom? Jy het dit nie bevraagteken nie. Dis so het oor, dis so 'n kameelperd ry. That's how he rolls. Kop uit in die wind, klap hier langs die kant. Ons het dit net gevat. Ons het dit gevat. Ek wonder hoekom het sekere stories kinderstories geword. Kinderstories. Wat is kinder aan hulle? Jesus het nooit besluit oor die dag die Bybel, God die Bybel vir ons oorhandig deur mondelings. Hy het nooit gesê, o, hierdie kategorie moet julle net vir die kinders lewe en die volwassenes gaan reg glad nie glo nie. Het jy gehoor? Die trek deur die dooie see. Die stories van Jona en die vis. Come on. Dis net 'n kind wat daai snert glo. Ek wonder of die goed nie afgewater is na die kinderkerk toe nie. Want wanneer ons groter word, sien ons dinge 'n bietjie anders. Het jy al ervaar? Het jy al ervaar dat wanneer jy, het jy al teruggegaan na 'n plek toe waar jy groot geword het toe jy kind was? Ek onthou my oupa se plaas. Is my ma se pa se plaas, oupa Rode. Dit was enorm. Die mure was enorm dik, die diere was enorm groot, die store was groot, sy stalle was groot, die plot was groot. En ek as kind het op daai plot gehardloop en ek en my neefies en niggies het groot avonture daar gehad. 'n hele paar jaar later, oupa's lankal dood en ons gaan kyk by ons tannie en hulle bly nou op die plothuis. Toe ek aankom, dink ek was klein. Die spasies is klein. Het is donker in die huis. Vir my was dit 'n plek met onbeperkte avontuur. Nou is dit dis nie lekker om hier te bly nie. Jou volwasse brein neem goed anders in. So ons gaan na hierdie stories kyk en ons gaan vir onsself vra, kan hierdie storie nog staande bly in die Bybel? Kan ek met my menslike redenasie hierdie storie nog glo? Ons gaan kyk, is daar 'n dieper betekenis en ons gaan kyk, wat is die uitnodiging wat God vandag vir ons bring? Nou, kom ons kyk, waar gaan ons gaan? Dis hy. As ek vandag nou na die storie van Noag in die ark toe kom. Julle, daar's iets in die volwassene wat, as ek 'n kind was, onthou ek hierdie storie. Dit is 'n storie van onbeperkte avontuur. Dit is van 'n ou pragtige ou oomie met so lang baard en 'n groot hamer en 'n bytel, né? En hy bou hierdie avontuurlustige boot. As kind het jy kon nie genoeg hiervan kry nie. En dan is die ergste, die beste was die volgende. Hierdie ou oom kry op een of ander manier wilde diere om in sy bootjie te klim en raak sy troeteldiere nou vir 'n kind. Come on, daar het jy my. Die leeu's is troeteldiere, die krokodille is troeteldiere, die renoster is mak. Can you imagine as 'n kind? En dan gaan ons op die bootvaart, gaan 'n ongelooflike storie wees. Dit was 'n storie van beauty, dit was 'n storie van liefde. Vandag kyk ek hierna en dink ek, dis nie kindervriendelik nie. Wat se gemors het ons kinders gelees? Het jy gehoor hoe begin hy? Hierdie is 'n storie, as ons nou vandag moet kyk, is die 'n ongelooflike storie van seksuele perversiteit. Julle sal nou sien. Dit is 'n storie van die lelikste en die booste deel van mensdom. Hierdie is 'n storie, as ek vandag na hom kyk, is dit 'n storie van wraak. Dis so dit lyk. En dit lyk so straf. En dit lyk soos massa uitwisting. Kom maatjies, ons gaan 'n storie lees. Al die mense het gevrek. Come on. Dis verskriklik. Maar nou wonder ek. Ek dink 'n sekere deel van my was bang om hierdie stories te lees, want ek het twee goed. Ek is bang my volwasse gedagtes het nie die kapasiteit gehad wat toe ek gehad het toe ek 'n kind. Die kinders het ongelooflike geloof. As Here vir hulle sê 'n walvis het vir Jona ingesluk, dan sê hulle okay. As hulle sê Jona het die walvis ingesluk, dan sê hulle ook okay. Vat hom net soos hulle hom kry. As die Here so sê, dan is dit so. Maar ek was bang. Wat sal ek van hierdie God dink? Wat sy meer verloor en die wêreld uitwis. Sal ek as volwasse nog verbind kan bly? Dit is asof ons nie spasie het. Ons is groot geword mos nou, nee. Ons is nou baie slim. En daarom sien ons nou weet wat's reg en verkeerd. Maar hierdie klink nie lekker nie. So is hierdie 'n storie. Is hierdie 'n storie van extreem woede
en straf? Of is hierdie 'n storie van ekstreme liefde en redding? Kom ons gaan kyk. Ek wil na 'n paar areas gaan kyk. Die eerste deel wat ek wil gaan kyk is, kan hierdie storie staande bly histories? Kan ons nog daaraan glo vandag? Kan ons dink dat dit is 'n historiese gebeurtenis en nie net 'n fabel wat oorvertel is en sy pad in die Bybel gemaak het, en jy kan hierdie goed ernstig opvat nie, want as ons dit ernstig opvat, wat glo ons? Dan kan ons net wel in feetjies glo. Kan hierdie ding staande bly in ons siel, in ons gees, in ons hart, maar ook in ons verstand as volwassenes. Nou, ek gaan net vinnig hierdie een ding sê, daar's 'n paar goed wat ons pla, wat ons histories nou moet gaan kyk. En die eerste ding wat my pla as 'n Christen, is aan hierdie konsep van 'n God wat sy meer verloor. Ek gaan nou nie veel daaroor sê nie, want dit gaan geantwoord raak deur die res van die boodskap. Maar kry ons 'n God wat sy meer verloor? Kry ons 'n God wat beheer verloor? Of kry ons 'n God wat opreg, met al sy verstand, met die wysheid wat net God het, 'n keuse maak. 'n beheerde keuse vir 'n definitiewe uitkoms. Kry ons 'n God wat liefhet en wat regtig wil. En dis wat ek dink ek wil bewys vandag. Dat die ark en die uitwisting wat om hom gebeur, is 'n God wat diep liefhet. En wat besluit te maak wat net 'n God kan maak. Net besluit. Ek gaan nie verder nou daaroor sê, ons gaan nou daaroor praat, ons gaan 'n paar goed praat. So die eerste ding is, wie van julle het 'n probleem met die argitektuur van wat jy daar sien? So wie van julle was onlangs by die Kreerwiltuin? Kan jy 'n boot imagine wat groot genoeg is om elke lewendige spesies daarin te prop? En dis die meeste van ons stop daar, want nou kan ons nie meer glo nie, nou kan ons nie verder gaan nie. Nou kan ons nie verder gaan nie. Is dit 'n realiteit en waar vind ons onsself? Eerstens, en daar's 'n pragtige skrifgedeelte en ek lees gou vir julle. Hoor gou mooi. Hy sê dit baie mooi en ek wil gou vir julle na die skrifte vir die oorspronklike skrifte vat. Ek lees dit in Engels nou. En dis God se opdrag aan Moses rakende die diere. Hoe pas hy al hierdie outjies daarin? Okay. And hier soos dit sê, and of every living thing found on land, obviously die visse is fine. En is dit onregverdig nie? Wie dink bietjie aan die visse? Daar's al die diere moet doodgemaak, al die visse oorleef. Nee, ek sal ergens hulle vraag vra daaroor. You shall bring 2 of every kind into the ark, to keep them alive with you. They shall be male and female, of fowls and birds according to their kind, and of animals according to their kind, of every crawling thing on the ground according to its kind, and 2 of every kind shall come to keep, and you shall keep them alive. Wat het jy heeltyd gehoor? Of kind, of kind, of kind. Tipe. Nie spesie nie. Dis 2 verskillende woorde. Type is 1 woord en elke moontlike spesie is 'n ander woord. En dan kry ons spesies en ons kry subspesies. Net om te verduidelik. 'n Hond. Daar was 'n tyd ver en lank gelede waar daar net 1 hond was. Ek dink ons staan vandag, ek dink op 400 hondspesies. En hoe het hulle daar gekom? Is uitgeteel deur mense wat seker gedrag uitteel, seker gedrag inteel. En so het ons 400 plus minus ongeveer, ek weet nie, hulle sê 400, maar ek kan ook verkeerd is. 400 spesies. En dit is net in wat hulle praat van ongeveer in 1000 jaar. Ongeveer in 1000 jaar kon ons, en dan van die hondspesie is jakkalse, wolwe, dis alles deel hyenas, ek weet nie of hy hond is nie, maar al hierdie is deel van die subspesies van hond. Met ander woorde, as dit in 1000 jaar kon gebeur, of hulle het gesê hoeveel 100 jaar is die hondspesies so uitgebrei, en wat dink jy kan gebeur met die diere in 6000 jaar? So wanneer God sê of every kind, dan is dit nie noodwendig elke soortjie hondjie, elke soortjie katjie, die hamsters, die marmotte, motte, dan sit al die akedissies, likkewane, krokkenosters, krokodille, al die goeie, so tel hulle almal op. Ek dink nou Melay, haar eerste woord, dierewoord, dit was van sy 2 woorde gehad wat vir my verskriklik pragtig was. Sy het haar eerste woord toe sy olifant leer, toe is dit olifante.
So al die olifante, al die spesies, so dis die Indiese olifant, dit is die, daar in die Kongo kry jy 'n klein olifantjie, 'n dwergolifantjie, is daai olifantjie, dis ons Afrika olifante, en dan sê die kameelperde was meelkamme, so al die meelkamme, al die spesies. Ons moet net met ons verstand vandag baie mooi dink, dat God is God, en hy kan uit 'n paar elementêre spesies, kan hy 'n hele aarde met al die verskeidenheid oor 'n paar duisend jaar voorbring. So kom ons beperk onsself nie met wat God kan doen nie. En ek wil nou vir julle sê, en as God bo-natuurlik iets wil regkry, dan kry hy dit reg. So kom ons gaan nie met ons menslike beperkings na die, kom ons sê, na die tegniese verduideliking van die arkie. Maar as jy wil weet hoe groot die ark was, dit was besonder groot. Ek dink is 13 skoolbuste aan een, min of meer. Ek dink 4,5 skoolbuste hoog. En hy was gebou in die vorm van 'n dit was nie 'n boot met 'n romp nie. As jy baie gemooi het, dan is dit eintlik 'n vierkantige boks gewees. So, tegnies kan God enigiets regkry. Nou ons kyk na die histories, kan hy histories opstaan. En weet jy wat's interessant in hierdie wêreld? Dat party bronne gaan so ver as 300 civilizations oor die hele aardbol het elkeen ergens 'n vloedstorie met 'n reddingsstorie van 'n paar mense wat oorleef het. Die hele vloedstorie oor die hele wêreld, daar sê hulle sê tot 300 samelewings of gedagtes, tribes, mensegroepe wat dit het. Net om 'n paar uit te noem, hulle sê daar's hoofgroepe, letterlik ek dink 65 hoofgroepe wat hulle sê definitiewe stories het van vloedwaters, reddingsstories waar die mense om oorleef het. Weet jy, wetenskaplikes kan dit nie bewys nie. Hulle kan nie sê, hoe kan al hulle het diverse ander stories, maar daai een storie kom by hulle almal voor. Hoe kry hulle dit? Ek het 'n paar uitgehaal. Die Hebreërs, die storie van Noag en die ark, ons ken dit is die Hebreërs, nee. Die Sumerians het 'n divine warning about a boat, a flood and survival and sacrifice. Die Babyloniërs, boat, animals, flood, birds, mountain sacrifices, groot deel van hulle storie gewees. Die Greeks, divine judgment, great flood, survival and repopulation, groot storie in hulle storie. India, warning of flood, preservation of life, boat story. China, great catastrophic flood and the preservation, restoration of humanity. Die Polynesians, catastrophic flood and survival. North America, flood survival, sometimes boat or raft and mountain. Ek kan nie eens daai bevolking uitspreek, dieselfde. South America, great flood and survival and ancestors that survive. Africa, flood traditions among several African cultures. Wetenskaplikes kom by mekaar, geskiedkundiges kom by mekaar, hulle sê daar's geen twyfel, laat mensdom 'n reuse vloed gehad het, en waar daar 'n gedeelte van die population oorleef het, en die aarde herpopuleer, weer gerepopulate is nie. Geen twyfel nie. Nie almal sê dis Noag en die ark in die Bybel nie, want natuurlik wil almal nie dit bely nie. Maar hulle sê daar's geen twyfel dat daar iets so groots gebeur het nie. Argeologiese bewyse. Kom ek vra net gou die vraag, hoe dink julle het al hierdie mense op die verskillende plekke van die aarde al hierdie selfde stories? Net gou geskiedenis, onthou julle, Noag en sy ark gebeur. Die Bybel sê Noag het uit die ark uitgekom en het vir sy en sy familie gesê, nou moet julle die aarde herbevolk, gaan lees daar. Hy sê gaan vermenigvuldig en vul die aarde. Hulle het dit gedoen, en toe kom daar 'n plek in 'n tyd gewees, waar die mensdom weer begin evil raak het, en wat gebeur? Hulle besluit toe om 'n toring te bou, ons noem dit die toring van Babel. Daar was een nasie, nee, dit was net een groot culture gewees, een taal gewees. En toe by die toring van Babel, wat gebeur? God kom en hy bring onderskeid, hy bring tweekanting teenoor mekaar. Hulle spat uit mekaar uit en God vestig nasies reg oor die wêreld, verskillende kulture, verskillende tale. Maar wat het al die tale en al die kulture in gemeen? Die een ding wat gebeur het voor hulle uit mekaar uitgespat het. Die een ding wat hulle in gemeen het voor hulle uit mekaar uitgespat. Hulle het geen ander stories in gemeen nie. Geen ander stories in gemeen nie. Dis hierdie een ding,
voordat almal versprei is oor die hele wêreld. Nou jy kan maar vir jouself besluit, hoeveel keer moet jy sê, dis per toeval. Naderhand het jy al so baie keer gesê, dis per toeval, jy moet besop hoor. Dit vat meer geloof om al jou per toevals te glo, as om maar net te aanvaar wat die Bybel sê. Kom ons vat hom. Argeologiese bewyse, vreeslik belangrik. Ek het, Hendrik, even 'n foto wys. 'n foto wys, okay. So, omtrent in die 70's was daar 'n man gewees met die naam Ron Wyatt. Gaan soek hom op, jy sal sy goed kry op YouTube en op plekke. Hy was 'n amateur archaeologist en hy het glad nie saamgestem wat al die argeoloë sê oor die Bybel sites nie. Een van die eerste goeters wat hy gevat het, en hy vat eenvoudig die Bybel, hy kyk wat die Bybel sê, waar die goed gebeur, en gaan soek hy die goed soos dit moet wees, soos die Bybel sê. Die eerste ding wat hy gaan soek het, is Sinaï. Want die tradisie vandag is dat Sinaï, berg van God, Horeb, die berg waar alles gebeur het. Die wêreld sê hy sit in Egipte, in die Sinaï Peninsula. Maar daar's geen see tussen daai berg en Egipte nie. Net 'n bietjie die kant toe is daar die see van Aqaba, groot see. En hy sê toe maar, hoe kan hulle hier uitkom? En hy volg toe die pad wat die Here vir Israeliete duidelik gesê het. Hoe hulle moet stap deur die berg, hoe hulle dan kraans aan die een kant kan op die strand kom, geen pad links is, geen pad reg is, die reguit voor. Mense, as ek vandag tyd en dan wys ek vir julle hoe kan jy daai paadjie loop presies tot daar waar hy is. Toe hy die boek lees en hy kom daarby uit, toe kry hy daar ancient pilaar staan en op hierdie pilaar, hulle dink dit is iets wat Salomo opgerig het jare later as herdenking. Die Rooisee deurtrek stories is op daai pilare geskryf. Toe hy dit wys, onthou daai lande is nie meer Christelike lande nie. Toe hy dit adverteer, toe hy weer daar kom, toe is daai pilare afgebreek, wat al vir jare en jare daar gestaan het. Maar hulle is nog preserve en daar's nog 'n plek waar jy na hulle kan gaan kyk. So al wat ek probeer sê, hierdie man het Bybelse inligting gevat en die plekke gaan soek soos die Bybel sê hy moet, en hy het verskriklik baie goed gekry. Die volgende ding is, net in die see, jy kan gaan kyk vandag, het hulle oorblyfsels van perrewaans, geraamtes van perde, geraamtes van mense, hulle kan dit nie beskryf nie. Ons kan, ons weet waarom. Is hier dieselfde ou wat by 'n vriend, wat NASA werk. Hy het 'n satellietfoto geneem en hulle het heeltyd satellietfoto's geneem en hy kry 'n satellietfoto oor Turkye. En hy sê, hier's 'n berg wat totaal abnormaal lyk, nergens in die wêreld is daar 'n berg met hierdie uitdrukking. En hy sien van bo af, hy sê hierdie ding is 'n boot-shape. En hy weet hierdie vriend van hom is 'n argeoloog en hy sê, gaan kyk. Hulle travel soontoe, hulle kom daar en hy vind hierdie verskynsel bo op 'n berg in Turkye. Nou in daai jaar in die 70's het hulle onmiddellik 'n klomp goed gedoen. Soos byvoorbeeld net vir julle verduidelik hoe ver het hulle gegaan. Hulle het scans geneem van die plek en hulle kon letsels van yster kry in loodregte lyne en loodregte hoeke waar daar spykers was. Hulle kon hout kry, versteende hout, maar luister gou hierdie 'n fyn detail. Hulle het versteende hout gekry en hulle kon sien soos daar was 'n onlangs 'n aardbewing en 'n stuk van die berg het afgebreek en toe sien hulle ribbes. Maar dis nou klip. Hy vat dit aan die lab, hulle sê dis versteende hout. Maar hulle sê daar's 'n probleem. Hy sê, wat is die probleem? Hulle sê dis soos geen hout wat ons nog nooit gekry het nie. Hulle sê hoekom nie? Hulle sê vir hom, hierdie hout het nie jaringe nie. En hy dink, wat is hiermee fout? Toe gaan lees hy, voor die vloed was daar nie seisoene in die mense. Jaringe word gevorm deur 'n boom wat vinnig groei in die somer, stadig groei in die winter, vinnig groei in die somer, stadig groei in die winter. Dit maak hierdie groeilyne. Die Bybel sê die water was van onder af, die aarde was van onder af benat. Die bome het heeltyd in water geanker gewees. En hy wys vir hulle wat die woord sê. Hulle sê, wel, dis tipies hout wat gegroei het sonder dat hy vinnige en stadige groeiseisoene gehad het. Hy het 'n soliede groeiseisoen gehad. Interessant. So, daar is die ding en nou as jy gaan kyk, die 70's het hulle besluit hulle gaan 'n groot park daar bou. Turkye was in die storie en toe hy die tweede keer daar wil kom. Toe is die plek afgewagen, militêre presence, niemand mag naby kom nie. Ergens het Turkye seker, wow, as ons sê hierdie ding is waar. Wat sê ons van die Bybel? En ons is nie 'n Bybelse land nie. Militêre, hulle het op hulle geskiet, hulle het hulle weggejaag en nie iets gebeur, wonderwerk. So 'n paar maande terug en ek dink die afgelope jaar het die verskynsels weer gekom en mense het dit weer gaan ondersoek en lyk my daar's nou minder druk op dit. Hulle het nou gaan scan. Hulle scan toe hulle daai berg scan, jy kan sien, hulle kry kamers onder, hulle kry vierkantige kamers, hulle kry lyne, hulle sê daar's nothing man-made. There's nothing man-made.
nothing natural about this structure. En wat hulle agterkom is die amazing ding. Van die een punt tot die ander punt, 100% in lyn met die boot ark so groot is. Presies hoe groot die cubits was, wat die ark moet wees, sy breedte, die lengte, alles. Geen argeoloog twyfel meer oor daai 'n mensgemaakte struktuur is nie. Almal stem natuurlik nie saam dat dit die Bybel waar maak nie. Maar ek en jy kan daarna kyk. En ons kan celebrate en sê met ons volwasse brein. Met ons volwasse brein kan ons nog steeds research en sê, die storie in die Bybel hou water. Hy dra, hy staan vastig. Ons kan daarna kyk, ons kan dit sien. Gaan kyk bietjie daarna, hoor, daar's verskriklik baie op internet oor die ark, gaan soek die ark. Okay, wat beteken dit? Wat beteken hierdie storie en waarom was die ark nodig? En ons moet nou daarby uitkom. Waarom het 'n God gekom en hy het die wêreld gevloed en hy het 'n paar mense gered met 'n paar diere op die ark? Waarom was dit nodig? En ek dink dis baie belangrik om te sien. En ek dink dis baie belangrik om te verstaan. Ons gaan nou vir julle wys dat die storie van Noag en die ark was nie 'n God wat sy koel verloor het nie. Dit was nie 'n God wat hy meer verloor het nie. Dit was nie 'n God, want as die oomblik as ek en jy aan die meer dink, en ons dink aan iemand wat sy meer verloor, dan dink ons aards. Ons dink aan hoe sal 'n man lyk wat sy meer verloor. En die oomblik as een mens sy meer verloor, dan is daar baie onskuldiges baie keer in die friendly fire. Ons maak mense seer om ons. Ons verloor beheer, en ons beheer nie meer hoe ons woede gedirect word nie. Jy kan nie aan God dink met iemand met human aggression nie. God's wrath is God se, ek wil amper sê God se mag. Is nie iets wat uit beheer uit hardloop nie. Dis iets wat gefokus is en is op iets baie spesifieks gefokus. Is iets wat gefokus is om iets spesifieks reg te kry. En dit is omdat God dit deurdink het en dat hy besluit het, dis hoe ek gaan optree, dis wie gaan geaffekteer word deur my wrath en dis wie ek wil red deur my wrath. Wil jy 'n God hê wie se hande afgekap is? Wil jy 'n God hê wat onreg in die wêreld sien gebeur en hy kan niks daaraan doen nie? Hoe sal jy voel as 'n pa? As daar word 'n verskriklike onreg aan jou kind gedoen. Verskriklike onreg. Maar jy stel afhartig om hom te verdedig en om hom te help. Wil jy dit hê? Wil jy so God hê? Ons is almal soek 'n teddybeer God. Hy soft en cuddly. Nee. Ek soek 'n sterk God. Ek soek 'n God wat kan optree wanneer dit nodig is. Ek soek 'n God wat kan red wanneer hy moet. En ek soek 'n God wat 'n boelie op sy plek kan sit wanneer hy moet. Stem jy saam met my? Stem jy saam met my? Kom ons trek nie God se tande en maak hom mak nie. Maar ek wil vir jou wys waarvoor sy, ek wil amper sê sy woede gedirect is na toe. Waartoe is dit gedirect? So, kom ons begin. In hierdie hele verhaal het ons 'n pragtige storie. Ons het 'n storie van 'n man en 'n vrou, Adam en Eva. Adam en Eva kry 2 seuns, kies my lui. 2 seuns. Die 2 seuns se name is Kain en Abel. Abel is die ouer seun, Kain is die jonger seun. Kain het 'n vrugteboer. Abel het 'n hy's 'n skaapherder of 'n veeherder. Hy kyk na vee. Hy is 'n veeboer. Albei bring offer aan die Here. Vir een of ander rede aanvaar God Abel se offer, want die Bybel sê baie spesifiek, Abel het van die beste eersgeborene van na God toe gebring, en God het sy offer aanvaar. Kain het vrugte na God toe gebring en 'n reukoffer, en God het nie aanvaar nie. Ons verstaan nie waarom nie, maar as ons die hele storie in die Bybel lees, ons kan ook gaan lees, oralste praat hulle daarvan, wat het met Kain se offer gebeur. Die beste wat ons kan kry, ons lees in die Nuwe Testament, die Bybel sê, Abel het met diep geloof sy sacrifice vir God gebring. Is uitgelig, hy het met geloof gebring. Dalk het Kain nie met geloof gebring nie. Abel het uit diep nederigheid, en die Bybel sê hy het sy beste gebring. Hy sê nie Kain het sy beste gebring nie. Vir een of ander rede was Kain se hart nie rein toe hy vir God 'n offer bring. Daar was iets onrein in sy hart. En God kyk na die hart van die mens. So God aanvaar Abel se offer, nie Kain raak baie kwaad, en Kain slaan vir Abel dood, want hy's nou jaloers. En nou het Adam en Eva 'n probleem. Hulle een seun, net een seun, hierdie seuns moet die wêreld populate, hierdie wêreld vul, maar die een seun, daar's iets evil in sy hart, en ons kan nie ons vinger op dit sit nie.
As iets nie mooi nie. God sê vir Kain, ek gaan vir jou wegjaag, ek gaan jou nie doodmaak nie, maar ek gaan jou wegjaag. En jy gaan altyd onthou word as 'n moordenaar. En hy sê, Here, maar mense gaan my doodslaan as hulle my sien. Hy sê, ek sal vir jou 'n merk gee. Niemand sal jou doodslaan as hulle daai merk sien nie. Jy sal verseker nie. En hy stuur hom na die uithoeke toe van Eden. Eden het 'n tuin gehad, maar Eden gebied was groot. Hy stuur hom na die uithoeke toe, dat hy gaan leef op die buitegrense. Op die buitegrense. Nou het al Adam en Eva 'n probleem. Op 'n ouderdom, as ek reg is, Adam kry toe 'n kind, wat ek net kyk op hoe oud, 130. Soos 'n mens doen, nee. Op 'n ouderdom van 130 besluit hy en Eva, kom ons kry 'n laatlammetjie. En hulle kry 'n laatlam en sy naam word Set genoem. Set. So hier is die twee beginne van hierdie van die een geslagslyn is Set se geslaglyn, die ander geslaglyn is Kain se geslaglyn. Nou, hoekom kies die Here toe nou vir Noag? Hoe kom hy toe by die man Noag uit? Hoekom wil hy iets met Noag doen? En om dit te verstaan moet ons hier hoor, en nou kom ek lees gou hierso. Genesis 5 vers 1 tot 3. Die volgende is die lys van Adam se afstammelinge. Toe God mense geskep het hy hulle, hoor nou mooi, toe God mense geskep het hy hulle na sy beeld geskep. En vroulik gemaak, hy het hulle toe mens genoem en hulle geseën. Toe Adam 130 jaar oud was, is sy seun Set gebore. Hy was in die ewebeeld van sy pa, nou is mooi. Toe die God die mens skape, wat het hy gedoen? Hy het die mens gemaak in God se beeld. En toe hy vir Set geboorte skenk, wat sê die Bybel? Set was die ewebeeld van sy pa. So Adam was in die beeld van God. Set was in die beeld van sy pa, wees in die beeld van God. En almal wat uit Set uitkom, daar's 'n geneigtheid, jy kan dit sien, hulle het God gevolg. Hulle was in die ewebeeld van God. Dis nie gesê van Abel nie. En alhoewel Abel gebore was, ook uit Adam uit. Maar lyk my die ewebeeld van God is nie geneties nie. Dit is 'n hartstoestand. Dis 'n hartstoestand. Set het gekies om daai hartstoestand te volg. Nou, het Adam hierdie pracht, nou kyk, laat ek dit alles onthou, ons weet. So, nou, hier is wat ons weet. Dit is mooi. So Set se nageslag, sê die Bybel vir ons, meticulous, nou kom uit om uit. Hy praat nou baie mooi. Maar jy kry hierdie prentjie. Adam, in God se gelykenis, en Adam het saam met God gewandel. Okay, jy kry hierdie idee, Adam het saam met God gewandel. En dan gaan jy so deur hierdie geslagsregister, dan kom hy by 'n man uit. Hy sê, dis Set se nageslag. Hy sê, toe Henog 65 jaar oud was, hy is nou uit Set se nageslag, het hy vir Methuselah, wat is hy gebore, en Henog het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar met God gewandel, en hy het seuns en dogters gehad, en hier wat die Bybel sê, hoor mooi, hy sê, en Henog het 365 jaar saam met God gewandel, 300 jaar saam met God gewandel, en toe sê die Bybel, en toe was Henog nie meer nie. Wauw, ek wens hulle kan dit vir my eendag sê. Jakob het met God gewandel en toe sy nie meer nie. Dis al wat hulle kan sê van jou. Hulle kan net sê van jy het met God gewandel en toe sy nie meer nie. Is dit nie ongelooflik? Johan Geyser vertel 'n storie waar hy sit, en hy sit in 'n teologiese skool in Amerika, en hulle het 'n dosent wat vir hulle leer, en die dosent leer hulle, en hy praat van die verskillende vlakke van geestesvlakke en dimensies waar 'n mens kan leef. En hy praat van 6 vlakke, maar hy leer die hele skool net van 5 vlakke. En Johan steek sy hand op, hy sê, "Skus tog meneer, jy het gepraat van 'n 6de vlak." Hy sê, "Jy het nie ons het geleer nie." Hy sê, "Johan, moenie worry, dis niks van jou te toepassing nie, dit is te hoog vir jou." Hy sê, "Vertel ons, hoe, wat?" Hy sê, "Wil jy weet wie het op daai level geleef?" Hy sê, "Ja." Hy sê, "Henog." Die Bybel sê Henog het so geleef tot hy nie meer is nie. Hy het saam met God gewandel en toe was hy nie meer nie. Ongelooflik. Ek wil julle moet hoor. Adam het saam met God gewandel. Set het saam met God gewandel. Henog het gewandel met God so intens en diep tot hy nie meer is nie. En uit hierdie geslag word Noag gebore. En nou vind ons van Noag. God vind hom uit 'n suiwer hart, uit 'n rein hart. So Noag, Adam is in God se beeld geskape, Set is in die gelykenis van Adam, Henog is nog steeds in daai gelykenis, en nou Noag, hy is ook in die gelykenis van God. Sy hart is ook rein. Maar Set se nageslag. Maar weet julle wat het gebeur met Kain se nageslag? Kain se nageslag was ongoddelik.
Hoor net sy nageslag, daar's die roem van hom nie, hoor wat sê sy ouens, Genesis 4 vers 23, en Lamech, een van die ouens het Kain se nageslag, Lamech het aan sy vrou gesê, Abba en Sila, hoor na my stem, vroue van Lamech, luister na my woorde, voorwaar, ek slaan 'n man dood, wat my wond, en 'n seun van my kwes, want Kain se lewe sal 7 maal gewreek word, maar Lamech sal 77 maal gewreek word. Hier's 'n man met haat, hy roem in moord en doodslag. Ons het 2 geslagslyne, 2 lyne van humanity. Die een is still in the likeness of God. Die ander ene lyk niks meer soos God nie. En waarom hierdie verskriklike ding toe moes gebeur? Hier gebeur iets. Genesis 6. Kom, en die Bybel gebruik 'n term. Hy sê, en die aarde het verval, en hy's besoedel, die mensdom is besoedel, en toe kom die seuns van God, en hulle hou, lyk die dogters van die mens, lyk vir hulle mooi, en die seuns van God vat vir hulle dogters van die mens, en hulle ondertrou, en hulle kry kinders, en die Bybel sê, hierdie kinders het soos reuse geraak, manne van vernaam, en die Bybel praat van the Nephilim is reuse, groot mense. En wat was die seuns van God? Ek moet vir jou sê, daar's verskillende opinies, maar hier's wat ons weet. Ons dink dit is gevalle engele, want ons weet toe die duiwel geval het daar engele saam met hom uitgeslaan op die aarde. Hoekom dink ons so? Die effek, dit is 'n ander DNA wat die mense DNA gemeng het, en die mense bloedlyn is vervuil en reuse het begin die aarde bewoon. Dis vir ons een teken, maar die ander teken, in Job kom hier die spesifieke woord weer voor, In Job kom hy voor en hy sê, en op die dag, hier's wat hy sê, Job 1 vers 6, en op 'n dag toe die seuns van God kom, om hulle voor die Here te stel, het Satan ook onder hulle gekom. En daai woordjie word vertaal met heavenly beings. Selfde woord in Job en dieselfde woord vroeg in Genesis, die seuns van God. So ons glo, hulle was heavenly beings, afgegooi het aarde toe, want hulle is gebroken met sonde, en hulle vat toe vir hulle aardse vrouens, en ondertrou. Hulle ondertrou. Die Bybel sê, in die dae was die reuse op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mens ingegaan het, en vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van vermaan. En dan sê hy, Genesis 6 vers 12, God observed all of this corruption in the world, for everyone on earth was corrupt. Hoe maak jy nou vrede met God se woede? Hier sê jy vrede maak daarmee. God het vir jou en vir my, ek en jy, vat jou aan so, ek en jy is in God se gelykenis. Ons is in God se gelykenis. Noag was die laaste gesin wat oor was, wat nog gelyk het soos God. Wat nog opregtheid en liefde en nederigheid in sy hart gehad het. God het nie net opgegee op die wêreld nie. Toe gebruik hy hierdie laaste rein man wat nog in God se gelykenis is, en hy sê vir hom preek, en Noag moes preek vir hierdie mense, en hierdie mense het hom bespot, hulle het nie gedraai nie. En toe sê God, daar's net een manier, en nou moet ons extreme love wys. Ons gaan hierdie volk, hierdie Noag en sy family moet veilig hou, hy gaan dit nie oorleef nie. En ons begin weer oor. En ons populate die wêreld met mense na God se gelykenis. Nou wil ek jou vra, is dit haat of is dit liefde? Is dit haat of is dit liefde? Wat dink jy? Is 'n God wat so lief het, wat hy sê, ek verwoes enigiets wat die kinders wat na my gelykenis geskep is, hulle kan besoedel. Enigiets wat hulle sal besoedel. Die Bybel praat eintlik van die mense ras is besoedel. In ander woorde, ek dink, dis nie net fisies nie, ek dink is amper op DNA vlak, is dit nie eens meer mense nie. Dis wat ek dink. Ons kan net werk met dit wat ons hoor. Maar hier is 'n storie nie van extreme hate nie, is 'n storie van extreme love. En waar God kom en sê,
doen alles. Ek vergelyk dit in dieper, en ek praat in dieper oor as jy met God se woede te doen kry. Die beste manier vir my om dit te verduidelik. Wat is die algemeenste software wat ons kry? Is dit? Software, algemeenste software, wat kry ons? Teddybeer. Het jy al 'n beer gesien as hy kwaad is? Daar's nik teddy aan hom nie, hoor. Hy ruk die vel van jou skedel af. Hy ruk eers jou vel af, dan eet hy jou sagte organe, en dan speel hy woer met jou bene. Wanneer is 'n beer op sy mees gevaarlikste? Wanneer hy cubs het, klein beertjies het. Maar het jy 'n beer gesien wat geen bedreiging het nie? Hoe speel die klein beertjies om die pa beer, of die mamma beer? Hulle kleitter op hom, hulle hang aan die ore, en sy's sagkens, en sy's beautiful, en sy's alles die teddybeer wat ons wil hê. Maar hoekom het 'n beer 'n hiermee probleem? Net wanneer iemand haar kindertjies wil seermaak, haar lewe wil bedreig, of dit wat sy waardig heg. Jy moet aan God dink as 'n God van diep liefde, wat wil vernietig dit wat sy kinders wil besoedel. Wat sy kinders wil besoedel. Hoe dankbaar is ons nie, dat God ons gered het, want jy sit vandag hier, want God het iets ongeloofliks gedoen, wat geen ander wese op die aarde ooit die moed gehad het om te doen nie. Hulle sou nie reg kon dink daaroor nie. God het die integriteit gehad, hy het die ware nood gehad, hy het koers gehad, hy het geweet wat moet ek doen om die wêreld rein te hou. Ek wil aangaan. Wat is die dieper betekenis? Ek gaan vinnig hierdeur gaan. Ek wil net jy moet sien, hoe is hierdie ding goddelik aan mekaar gesit. Hier is 'n bonatuurlike, goddelike ding wat aan mekaar gesit is. Dis nie net 'n boot, it's more than a boat. Die woord ark, die Hebreëse woord vir hom is tefha. Nou, dis nie die eerste keer wat die woordjie ark voorkom in die Bybel nie. Raai waar het hy ook voorgekom? In die Bybel lees ons van toe Moses, die ewel wil vir Moses vang. Want hy Moses toe hy 'n klein babietjie was. En waar het sy mamma hom gesit? In 'n mandjie, en die mandjie was met bissies gevleg en met teer geseël, sê die Bybel. Hy was met teer geseël. Weet julle daai mandjie, die woord vir daai mandjie, Stefa, ark. Selfde woord. So God kom en hy gee vir Noag taal. Hy kom by die Israeliete, hy gee vir hulle taal. Hy sê net soos die ark gaan ek nou julle leier beskerm, want God het 'n plan met hom. Net soos die ark, selfde woord. En daai woord tefa beteken die volgende. Dis eintlik 'n Egiptiese woord. Dis nie 'n Hebreëse woord, dit is 'n Egiptiese woord en hy die volgende beteken. Hy beteken sacred chest or shrine, the house of the divine. Dis wat die woord ark beteken. Maar dis ook die woord wat die mandjie beteken het. So, a house of the, a box for the, a shrine of the box for the divine. Die Egiptenaar het gode gehad. En dan het hulle die gode in hulle huis geberg, beeldjies. Die ark was waarna hulle gode geberg het en die boks toe gemaak het om hulle veilig te bewaar. God kon wys, daai is niks. God bou toe 'n ark. Nou die ark was nie in die vorm van 'n boot nie, gaan lees hom. Hy was in die vorm van 'n blok gebou. Hy het nie 'n rudder gehad en 'n steering gehad nie. Hulle het nie vir 'n pleasure cruise gegaan nie. Die ark was 'n boks met 'n baie spesifieke doel. Net interessant. Die ark was gemaak uit grootverhoudheid, sê die Bybel, en dan was hy, hoor nou mooi, met bissies. Was die hout aan mekaar geweef. Die planke was aan mekaar gebind. Dit is een van die ancient maniere van bou. Jy kry het vandag nog historiese bewys van daai ancient bote. En dan is hy aan mekaar geweef met bissies en hy's geseël met pik. Pik. Waarmee was die mandjie van Moses? Bissies gevleg, geseël met pik. Maar nou is hier 'n baie interessante ding. Hoor nou die taal van dit. Dit is sommer digtelik geskryf. Die hout was gopherhout, gopher wood, en die pik se naam, die Hebreëse naam vir pik is gopher. As jy dit in Hebreëus lees, is dit soos 'n gedig wat jy lees. Hierdie goeters kom by mekaar uit. En dan die woord pik. Die woord pik. Nou moet ek mooi dink, ek dink is sorry. Die woord om te dek. So moet jy ark bou met pik cover om hom te seël. Daai woordjie om te cover, om te bedek, is die woordjie, presies dieselfde woordjie wat in die tabernakel gebruik word vir versoening. Vir versoening.
Dit is 'n ongelooflike, pragtige visioen wat ons sien. So die ark was nie alleenlik 'n boot nie. Dit was 'n plek waarin God dit wat hy veilig wil hou, ingeplaas het. En hy het dit gecover en hy noem dit versoening. Dit is 'n pragtige beeld. Kom ons kyk na die skepping. God het die aarde geskep met 3 fases. Hy het water, land en hemele. In die tuin van Eden is geskape met 3 fases. Hy het die buitegrense van Eden, die weier Eden, dan het hy die buitewêreld, dan het hy Eden en dan binne in die middel van Eden het hy die tuin van Eden. Wat het in die middel van die tuin van Eden gebeur? Dit is waar God gewandel het, waar die mens met God tyd spandeer het. Okay? Dit kry ons in die tabernakel. In die tabernakel het jy die buiteerf gekry, dan het jy die heiligdom gekry en dan het jy die allerheiligste gekry. Al 3 hierdie fases kom oral in God se skepping voor. Dit kom in die wêreld, hemel, aarde, water. Die ark moes 3 vlakke gehad het. En al hierdie simboliek kom heeltyd terug na dat toe. Die ark was eintlik gesien as 'n mikrokosmos, 'n mikrotuin van Eden. 'n mikrotuin van Eden. En God in die allerheiligste. En hy bring alles wat van waardevol is, nou hulle veilig in die allerheiligste. En hy vat dit verder. En die ongelooflikste is die ark is eintlik 'n teenbeeld, 'n ander beeld van die tabernakel, maar ook weer van die tempel. So die ark was eintlik 'n dryfende tabernakel, 'n plek van tempel, a house where God's living, die huis waarin God geleef het en waar God gewandel het saam met Noag en die diere, en hy het dit gesmeer met pik, atonement, versoening, en hy wil dit red vir die wêreld. En dan die laaste ding, band, julle kan gereed maak. Die ark het net 1 deur gehad. Hy het 'n houtdeur gehad aan die kant. God sê, daar mag net 1 deur wees. Hoe het enige iemand, was hulle gered? Hulle moet deur wat gaan om by die ark uit te kom. Hulle moet deur die 1 deur wat God gesê het, jy moet bou ingaan. Die tabernakel het 'n deur gehad. Sy deur was gekleurde materiale wat spesifiek volgens God se instruksies moes gewewe word. En wat het hier gebeur? Die tabernakel se heining, die simboliek in die heining is Christus. Is Jesus. Die ark se deur is ook Jesus. Wat sê Jesus in die Nuwe Testament? Ek is die ware deur, waardeur die herder na die skape toe kom. Ek is die deur, sê hy. Ek is die deur. Christus was ook die deur van die ark. As jy deur Christus beweeg, het jy in die binnekant van die ark in God se sanctuary gekom, waar hy veilig is. Nou, die ark, se boodskap vir my en jou, is God se begeerte. God het gewandel saam met Adam in die tuin. Hy het gewandel saam met Set. Hy het gewandel in die teenwoordigheid. Mense was in sy teenwoordigheid, in sy presence. Henoch het gewandel saam met God. Noag het gewandel saam met God. En toe in die ark is waar God intrek saam met sy mense, waar hy met hulle wil wees. Hierdie storie is 'n God wat met jou wil wees. Hy wil jou veilig hou, dat jy soos hy is, en as jy soos hy is, kan hy met jou gemeenskap hê. Is 'n God wat jou wil ken, is 'n God wat jou wil beskerm, is 'n God wat jou ongelooflik lief het. En hier is die uitnodiging. God nooi jou, hoor nou mooi, om deur die deur te gaan, deur Christus, na God se teenwoordigheid. Na die inner sanctuary. Ons kan dit net deur Jesus kry. Kom ons gaan na God se heiligdom toe, en ons gaan sit in sy teenwoordigheid, en ons leef en loop saam met hom. En mag jy vandag hier uitgaan, met 'n ongelooflike dankbare hart, vir die ongelooflike groot liefde wat God vir die mensdom gewys het, die dag toe dit nodig was. Dankie.